me out to the world to make you known. Jesus, King of every nation, this world's only hope. Send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need in the name of Jesus. I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Carry to the brokenhearted, mercy you have shown. Send me out to the world to make you known. And to the ones in need of rescue, lead me, I will go. Send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need in the name of Jesus. I wanna give my life away, all for your kingdom. Goeiemôre, baie welkom vanoggend hier. Ons sal net nou nog behoorlik verwelkom en veral vir die uitstallers en gaste en elkeen van ons. Maar kom ons begin. Ons kan sê 'n paar minute voor die tyd. Kom ons kan begin daar. Kan maar opsit. In Psalm 118 vers 24. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Vanoggend en hierdie hele fees, spesiale feesdag van 30 jaar se sendingbetrokkenheid op 'n gefokusde manier wat ons, julle het miskien die gesigte gesien hier op hierdie vooraf. Ek het nou so padda in die keel. Steam, so almal is welkom. Waar was ek nou? Voor die fluit en die padda. Ons 30ste jaar, wat ons sending ondersteun met die video het julle miskien gesien, dat ons, soveel van die mense het ons al lang pad mee gestap, nog steeds by betrokke, soveel so dat wys ek vir Christo wat ons diens of ons boodskap gebring vanoggend, Tasien van Madagaskar wat ons soveel keer hier oorgebring het, wat nie meer met ons is nie. Christo, deur die loop van die jaar, vir Kyle wat in die Filippyne gewerk het, wat ook nie meer met ons is nie. Maar wat ons deel kon wees van dit, van hulle bediening, met gebed, met finansies, en ons is baie dankbaar daarvoor. Miskien terwyl ons, voordat ek nou praat, kan ek tog net hoor die uitstallers, wat vanoggend hier is, net julle hande opsteek. Ek het vir Adrian en sy vrou gesien, en daaroor Lebo, jy is vandag weer hier, so ek is baie bly. Ons moet die geleentheid gebruik, na die tyd te gaan, na die saal toe, met die uitstallers, daar is sulke groot koeksusters en ander dinge ook, so moet dit nie misloop nie. Kom ons sing, dit is die dag wat die Here gemaak het. Yeah.
Ek wil julle vanoggend groet in die naam van ons Verlosser, ons Here Jesus Christus, wat die wêreld so lief het, gehad het en steeds lief het. Ons gaan 'n liedjie sing, 'n lekker kinder- en grootmensliedjie, hou die hele wêreld in sy hand. En as ons dit so wys, nê, en dit is so lekker dat julle kinders wie hier is, hou die hele wêreld, dan maak ons so. Het julle gesien, hier is 'n aardbol ook hierin. Want as ons praat van sending, dan praat ons van dat die Here die hele wêreld lief het. Hier, ons, Suid-Afrika, maar die hele wêreld hou hy in sy hand. So ons wys so, hy hou die hele wêreld, dan sê ons in sy hand. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Goed. Daar het ons 'n foto van Corneille en Sophie, oom Corneille en tannie Sophie. Weet julle waar bly hulle? Kyk hier op die wêreldkaart. Daar, in Frankryk. En dit is meer as 30 jaar lank wat ons vir oom Corneille so goed ken. Intussen het hy getrou en hy het 4 kinders. En weet julle wat? Hy hou vir Corneille en Sophie, en sy hand hy hou Corneille en Sophie, en sy hand hy hou Corneille en Sophie, en sy hand hy hou ons almal. En daar is nog 'n foto. Hy hou vir Frank en Minkie, en sy hand hy hou vir Frank en Minkie, en sy hand hy hou vir Frank en Minkie, en sy hand hy hou ons almal in sy hand. Frank en Minkie bly in watse land? Wil iemand raai? Dis 'n land wat julle baie goed ken. Dis waar julle bly. Suid-Afrika. Ek is bly die groot mense weet in watse land hulle bly. Daar. En Minkie het ons ook al langer as 30 jaar mee geloop. Sy was eers 'n het kinder-evangelisasie gedoen en nou doen hulle wonderlike werk daar in Huiseview in die Laagveld. En dan gaan ons sommer oor na Hendrik en Ronel. Hulle was hulle is nou in Suid-Afrika, maar vir meer as 20 jaar lank was hulle in daai land, het hulle Bybels vertaal met, ek wil amper sê Indiane, maar dis die ou Maya mense, die Quechas, en goed, so, maar weet julle wat? Hy hou die hele wêreld, en sy hand hy hou die hele wêreld, en sy hand hy hou die hele wêreld, en sy hand hy hou ons almal in sy hand. Hy hou vir Hendrik en Ronel, en sy hand hy hou vir Hendrik en Ronel, en sy hand hy hou vir Hendrik en Ronel, en sy hand hy hou ons almal in sy hand. Hy hou vir Madagaskar, en kom staan, Madagaskar, en sy hand hy hou vir Madagaskar, en sy hand hy hou ons almal in sy. Hou die hele wêreld, hy hou die hele wêreld, en sy hand hy hou die
gaan maar sit. As julle, het julle 'n lesie of wat? Dan is julle welkom om te gaan. Kom ons kyk na 'n paar afkondigings. Was daar iemand wat die afgelope week verjaar het? Net die hand opsteek, dan daar is daar agter. Ek kan nie mooi sien nie, maar iemand is skaam, maar hulle het verjaar. Het iemand hier voor ook verjaar? Het jy verjaar? Lekker, hoe oud is jy? 8. Jy raak groot, hoor. En dan môreoggend, ons sal net moet bevestig, ek sien nie vir Marie vanoggend nie, maar gebeds- en omgeebediening 9uur. Welkom by ons 30ste sendingfees. Ons gaan, miskien kan ek nou, terwyl ek aan die woord is vir Christo, verwelkom. Julle gaan hom seker genoeg sien, so hy hoef nie op te staan nie. Christo Venter is wat ons snaakse woord in die kerk gebruik, proponent. Wat beteken, hy is eintlik 'n dominee, maar hy is nie aangestel in 'n kerk spesifiek nie. Maar hy is in 'n kerk spesifiek. Hy het die wonderlike ding, en ek raak so opgewonde as ek daaroor gesels met hom nou, dat hy kerkplanting doen. 5 jaar terug het hulle in Hennepspark, het hy en 'n paar mense begin, en hulle is nou 100 lidmate groot. Hulle voertaal is Engels, al is 60% van hulle Afrikaans, want hulle wil wees vir die hele wêreld, vir almal wat daar is. En met hulle lidmate van 100, is daar 3 sendelinge wat hulle uitstuur. Natuurlik nie heeltemal finansiëel dra nie, hulle doen dit ook 'n gedeelte, maar hulle is die uitstuurgemeente. Dit was van die begin af deel van wat vir hulle belangrik is. Een daarvan het hulle van ons af weggesteel. Onthou julle laas jaar was Zander hier wat in Japan toe is. So Zander is een van die ouens wat onder operasie mobilisasie, Operation Mobilization werk in Japan. So kan gerus by hom ook hoor, hoe gaan dit daarso. So Christo, ons sien baie uit daarna, na jou te luister. Dankie dat jy hier is. Dan, ons het julle uitgenooi vir 'n koppie tee en koeksisters, direk na die diens, saam met van die uitstallers. Gaan gesels met hulle daar. En vanmiddag 12uur, almal welkom. Jy bring jou eie braaivleis en bykos, maar ons het pap, sous, roomys en koffie. En daar's 'n verrassingkie, ook 'n stuk feeskoek wat daar gaan wees. Rings jeugsaamtrek volgende week in die aand by Daspoort, ons buurgemeente. 5:30 die aand daar, wat Tommy weer die spreker gaan wees. Dan Huis Marula, ons het hom al 'n paar keer gehad, maar net met oom Anton kontak maak, jy sien die benodigdhede daar. Dan wonderlik R90.000 ontvang van ons spesiale feespoging. Baie dankie weer eens vir almal. Is julle klaar geoefen? Geen kooroefening vanaand nie. Hulle is nou moeg na vanoggend, maar baie welkom vir die koor ook, wat hier so is vanoggend. En dankie dat julle gaan sing. Deur kollekte vir die sendingfonds. Ons dink net weer ook aan Dani Strydom, wat in die hospitaal was die afgelope week. Ek het die week wat verby is met ons sendeling in België, net bo kan Frankryk gesels, en daar's 'n video, ons het 'n video gemaak sommer so oor die selfoon, het ek haar 'n paar vrae gevra het, so kom ons, terwyl ons so sit, luister ons wat sê sy. Voor ons na die koor luister, kom ons bid eers saam. Here, ons staan nie hier en het groot
getalle van 30 of 75, omdat ons dink, ons is daarin baie smart en goed nie. Ons staan hier en hou fees, omdat U goed is. Dankie Here, dat alles wat ons het te danke is aan U. Alles wat ons kan gee, is maar net ons manier om te sê, dankie Here, want U het Uself vir ons gegee, hier is ons ook. Daarom Here, opnuut, wy ons onsself toe, vanoggend aan U en die werk. Dankie Here vir die sendlinge soos Jonetta en Fouad ook, wat wys wat beteken oorgawe. En ons bid spesiaal vir Jonetta en Fouad en die 2 dogters, dat U ook met hulle sal wees, dat U soos hy gesê het, dat U sal voorsien. Here, lig hulle tog ook op, dat hulle 'n lig van hoop sal wees, in 'n land wat baie keer donker is, en onder mense wat soekend is. Ons bid ook vir die res van hierdie diens, Here. Ons bid vir ons omgewing, ons bid vir ons gemeente, en ons vra dat U ook vir Christo, waar hy die boodskap sal bring, sal seën. Amen. Ons luister dan graag na die koor.
Kom ons sing almal saam en 'n groot gedeelte van wat ons sing is 'n antwoord daarop in die feeslied wat ons sê laat ons harte klop soos Jesus se hart. Ons is sy hart, ons is sy voete, ons is sy hande. Kom ons staan. Goeiemôre gemeente van my kant af ook, baie lekker om hier by julle te kuier, dankie dat julle my verwelkom het. My storie net dalk vinnig is, ek het tot bekering gekom, of wat ek liewer sê, besluit om vir Jesus te volg in 'n sending konteks. Ek was ook by
OM, operasie mobilisasie vir opleiding en eintlik gegaan vir humanitêre redes en baie selfsugtige redes en daar was ek net gekonfronteer met wie God is en uit dit uit het ek gestuur gevoel deur hom. So dit is vir my 'n baie groot voorreg om hier te wees. Hierdie is die dinge wat my hart baie vinnig glad klop en baie opgewonde maak. En 30 jaar van hierdie is ongelooflik. Ek's nou eers seker 10 van daai jare op my eie pad en so dit is ongelooflik om te sien waarmee julle besig is. Ek's geïnspireer en dit is vir my goed om te sien dat dit moontlik is dat gemeentes ons gemeente is nou so 5 jaar oud wat Nadia van gepraat het en vir my om te dink dat ons 30 jaar van nou af nog so gefokus kan wees op 'n wêreldkaart op die wêreld gee vir my baie hoop. So dankie vir die geleentheid. Ons gaan in Jesaja 6 wees vanoggend. Die tema wat vir my gegee is hier is ek en so dit het vir my sin gemaak het ons dan hierdie baie bekende hier is ek teks hanteer. Ek gaan hom vir ons deurlees en dan gaan ons 'n bietjie tyd spandeer in gebed. Vanaf vers 1, in die jaar van koning Josia se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, en die onderste vlak van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep. Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hy het so hard geroep dat die deure in hul kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Wanneer ons na hierdie teks kyk, wil ek vandag net 3 dinge vir ons wys, en dit het alles te doen met visie. Die eerste is 'n visie van God, en die tweede is 'n visie van jouself, en laastens 'n visie van en vir die wêreld. Miskien net vir 'n oomblik kan ons saam stil word en vir die Here vra om ons harte en gedagtes te kom stil maak en dat hy sal vandag vir jou en vir my kom sê wat hy op die hart het. En mag ons hoor wat hy wil sê en vergeet wat ek wil sê as dit nie van hom af is nie. Dalk net so 'n paar sekondes op jou eie. Praat net met die Here, vra vir hom om jou hart en gedagtes stil te kom maak. Here, ons dankie vir hierdie oomblik. Heilige oomblikke waarin ons kan vir mekaar herinner dat U inderdaad teenwoordig is, hier met ons is. Here, ons begeerte is om vanoggend van U af te hoor. Ons dankie vir die woord wat dit moontlik maak. Ons bid dat U deur die Gees vandag ons harte en gedagtes sal kom stil maak en dat U sal kom praat. Ons dankie Here Jesus dat vir U dood en opstanding wat dit moontlik maak vir ons om in diep gemeenskap met U te lewe. Sal U asseblief vanoggend ons help om te onthou wat U wil hê ons moet onthou en mag ons vergeet wat nie van U af is nie. In Jesus se naam. Amen. Ek weet nie of julle, ek is dalk jonger as meeste van julle, maar op skool het ons 'n boek
Animal Farm gelees en hierdie boek Animal Farm ek het hom onlangs gelees. So ek sê, dis 'n goeie boek want ek het hom nooit klaar gelees op skool nie, jy weet, dis tipies hoe dit werk. Maar in hierdie boek is daar hierdie lese wat die varke het wat oorneem en hulle sê alle diere gelyk is, maar op die einde bevoordeel hulle self baie. Nou dis 'n lang storie net om te sê, vanoggend het ek 3 punte. All points are equal, but some are more equal. So ek wil vir julle net van die begin af uitlig. Ek gaan minder tyd spandeer op die eerste 2 punte, meer op die derde, aangesien ons in elk geval besig is met 'n sendingreeks en om te kyk na die wêreld en weier. Maar ek dink nie ons kan hierdie teks getrou hanteer sonder om eers die eerste 2 punte aan te raak nie, 'n visie van God en 'n visie van jouself. Die eerste ding wat gebeur en Tim Keller het eintlik 3 mooi punte vir 'n soortgelyke verstaan van die teks. Hy praat van hierdie ding wat gebeur, jy sien die aarde bewe of die kusyne bewe in hierdie teks. En so hy sê wat gebeur in Jesaja se lewe is in die eerste plek 'n God quake en dan 'n self quake en dan 'n world quake. En so daarmee sê dis 'n aardbewing wat gebeur en eerstens is die bewing wat gebeur is hy het 'n nuwe besef van God. En dit is 'n besef wat hom so oorweldig dat ons gaan nou sien wat dit aan homself doen. In die tweede plek, daai oorweldigende belewenis van God se heiligheid. Ek dink in 'n mate het Jesaja miskien tot en met nou 'n goeie idee gehad van God. En ek dink hy het baie waardering vir God gehad en ek dink hy het selfs wou selfs dalk vir God gehoorsaam het. Maar dis 'n baie verskillende ding om 'n konsep van God of God as 'n konsep te verstaan of selfs te aanbid. En 'n heeltemal ander ding om God as 'n realiteit, 'n ware wese teenwoordig in ons midde te beleef. So die interessante is as jy nou al bietjie wetenskap gedoen het waarmee ek nie baie goed is nie, maar as 'n objek wat ligter is as 'n ander objek in aanraking kom met daai objek, gaan hy gevorm word deur dit. Nee, as jy dink aan 'n stuk hout en jy gooi 'n swaar stuk staal op die hout, die staal gaan besluit hoe die hout lyk, nê. Hy gaan 'n groot verskil maak. Maar as jy dit omkeer, as jy sê ek wel die hout is baie ligter as die staal, so jy kan daai hout maar laat val op die staal so hard as jy wil, die staal gaan nie anders gevorm word nie. Dit is my so mooi die lied wat julle gesing het, want dis presies daai gedagte om te sê dat as ons 'n konsep van God het in ons lewens, dan gaan dit altyd ligter wees as onsself. Met ander woorde, ons het hierdie abstrakte konsep en ons het nog nie beleef dat die groot skepper van die heelal in ons wil teenwoordig wees nie, dan vorm ons eintlik vir God soos wat ons dink hy behoort te lyk. En dan kom ons by tekste in die Bybel of ons kom by dinge wat die Here vir ons sê om te doen en ons sê ja wel, dit maak nie vir my baie sin nie of ek sal nie dit wil doen nie. Dis nie iets wat ek dink om te doen nie. So kom ons vorm God net 'n bietjie anders. Kom ons laat hom net so 'n bietjie meer lyk soos wat ek sou wou hê hy moet lyk. Want ek wil nie hierdie en hierdie doen nie. Of ek stem nie heeltemal saam met wat die Bybel hier sê nie. So ek gaan net so klein bietjie verandering maak. Maar wanneer die ware God 'n realiteit vir ons word, nie net as 'n idee nie, maar wanneer hy werklik in ons lewe kom as 'n realiteit, dan is hy swaarder as ons en enigiets in ons. En daarom moet alles in ons lewens dan voor hom buig en plek maak vir sy heiligheid en sy heerlikheid en sê dat my lewe en my alles, ons gemeente word nou gevorm volgens hom. Volgens hoe hy sê dit behoort te lyk. En so vriende, ons het nodig om dalk weer stil te staan. Ek het hierdie week in my voorbereiding besef hoe ek weer nodig het om stil te staan, op my knieë te gaan en te sê, Here, laat ek sien wie U is. Laat ek sien hoe groot en heilig U is. Om beter te verstaan wie ek is en dan net by U te bly dat U my sal vorm om meer soos U te word. En dat ek net sal probeer, en natuurlik kan ons nie vir God anders vorm nie, maar ons probeer, in ons gedagtes, en ons selfsug, lei ons om dit te doen. En so die gedagte is om te sê, dat is die radikale ontmoeting met God, waar ons sy pragt en hoe mooi en wonderlik hy is sien, wat ons lei na 'n diep nederigheid, om weer rein te wees, en weer te wees wie hy ons gemaak het,
om te wees. In die tweede plek hierdie visie vir jouself, dit klink dalk baie negatief as jy kyk na Jesaja se woorde. Hy sê dit is klaar met my. Negatief, hartseer. Ek is verlore. Nou moet jy dink, dit is vreemd. Jy het 'n ontmoeting met die Here en sy eerste gedagte is sleg. En in die wêreld van vandag sou sê, "Jo, dit is baie sleg," want in die wêreld van vandag wil net heeltyd hê ons moet net so lief wees vir onsself. Nou ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar jy het al gehoor hierdie hele self-help en self-love movement wat aan die gang is oral in die wêreld, wat net sê, hoorie, solank jou selfbeeld sterk is en jy binne jouself kyk wat jy voel waar is en goed is, solank jy net daai het, dan is jy op 'n goeie pad, maar die ironie van wat hier gebeur is die teendeel. Hy kom in God se teenwoordigheid en hy dink onmiddellik dat hy oor hoe sleg hy is. Maar dis 'n gesonde verstand wat hy het. Want dit is nie om te sê hy is slegte selfbeeld nie, natuurlik nie. Die vraag is waarin vind jy jou selfbeeld? En ek dink enige van julle wat vir Jesus al vir 'n hele ruk volg sal weet dat jou selfbeeld nie gaan goed word as jy dieper en dieper binne jouself kyk nie. Jou selfbeeld word opgerig en meer gemaak wanneer ons na Jesus kyk. Want kyk, die evangelie sê vir ons dat hoe dieper jy kyk, hoe meer donker sien jy, hoe dieper jy kyk, hoe meer verwarring sien jy miskien. Hoe meer hopeloos voel jy dalk en hoe meer dink jy dalk dat jy nie verdien om in hierdie God se teenwoordigheid te wees nie. En wat die Here vir ons leer is ons doen nie. Maar dit is die punt. Ons doen nie. Maar Jesus kom om ons waardig te maak, om ons rein te maak, om ons heilig te maak, sodat ons in sy teenwoordigheid kan wees. En wanneer ons onsself in hom vind, het ons die selfbeeld wat niemand kan ruk nie. En jy sien, die verskil is hier, ons het aan die een kant, het ons klomp mense wat na die Here toe kom en sê, ek verdien om hier te wees. Ek is in myself, verdien ek hierdie ding. En wat ons dan kry is 'n klomp arrogante mense, selfverseker dat hulle eintlik hulle self kan red. Maar aan die ander kant kry ons ook hierdie mense wat net sê, ek wil net so nederig wees en ek is net so sleg en ons is dan met ander woorde hierdie swak mense sonder enige selfvertroue en dit is baie keer hard om in die kerk te sien, want dit maak die kerk oneffektief in ons gebroke wêreld. Maar wat met Jesaja hier gebeur is, daar kom hierdie 4 koel na hom toe. 'n Koel so warm dat die engele nie eens aan dit kan raak nie. Hulle moet 'n tang vat om die koel te gebruik. En ek kan julle nou sê, as ons nou die res van die Ou Testament kyk, het Jesaja waarskynlik begin bibber en beef, maar omdat hy besef hoe sondig hy is, gedink, wel, ek verdien hierdie. Want kyk, 4 het altyd gepaard gegaan met die toorn van God. En met God se judgment, ek kry nou nie die Afrikaanse woord nie. Maar toe hierdie koel by Jesaja kom, doen hy die teendeel. Hy hoor net 'n stem sê dat jy is nou rein. Jy is nou vergewe van jou sondes. Jou sondes is versoen en jou oortredinge is vergewe. So wat is die verskil hierso? Ons sien hier Jesaja wat God se genade beleef ten spyte van wie hy is. Dis wanneer ons God se genade waardeer. En dis wanneer ons met baie selfvertroue begin stap agter hierdie heilige God wat ons wil deel maak van die storie wat hy mee besig is in sy gebroke wêreld. Ek onthou toe ek die eerste keer hierdie belewenis gehad het van God, het ek presies so gevoel. Maar wie is ek? En die Here het gesê, jy is my kind. Ten spyte van jou oortredinge en ten spyte van jou sonde, ek vergewe jou, ek versoen jou, ek doen die werk, jy ontvang. En toe ek dit begin besef het, hoe die Here vir my die diepste nood in my hart aanspreek. Toe besef ek onthou by baie spesifieke sin, toe besef ek dat, ja, daai vriende van my, wat nog nie vir God beleef het nie, wat nie vir Jesus volg nie, hulle het vir God meer nodig, as wat ek brood nodig het. En so sien 'n goeie verstaan van onsself en ons diep nood,
is ek oortuig, lei na 'n baie diep liefde vir die wat nog verlore is. En dis die derde ding om te sê, dat ons het as gevolg van 'n visie van God, wat lei na 'n visie van onsself, waar ons besef ons is hopeloos sonder God, maar daar is baie hoop in God, lei dan na 'n visie, eerstens van die wêreld. Ons wil dan weet, hoe gaan dit in die wêreld? En dis wat ek gedoen het, om te sien, hoe gaan dit in die wêreld? Dit gaan maar rof. En ek dink nie ek het nodig om enige van julle te oortuig daarvan nie. Maar in baie van hierdie dele in die wêreld, gaan dit op 'n ander manier rof, weens die feit dat daar min Christene is. Baie van daai lande het nie eens 'n kerk om hoop te bring na die mense in daai omgewing nie. Hierdie plekke breek ons hart wanneer ons begin besef hoe dankbaar ons kan wees dat God in ons lewens ingetree het. En ons in desperaatheid sal bid en gaan na daai plekke toe, bid vir daai plekke en gaan na daai plekke toe, dat die Here hulle sal bereik op die manier waarop hy ons bereik het. Ek het die eerste keer in my lewe ver gereis, net na, seker so 'n jaar na hierdie belewenis wat ek julle van vertel het, in my eie lewe, en ek's na Indië toe, en ek het nog altyd iets gevoel vir Indië, omdat my ouers 'n baie goeie vriendin gehad het, wat in Indië vir baie jare gedien het. Sy het jaarliks by ons kom kuier, so sy was amper so 'n tweede ma vir my, en so ek het 'n liefde vir Indië gehad, en toe ek vir Jesus begin volg het, toe groei my liefde vir Indië net meer en meer, want hoe meer ek lees vir Indië, hoe meer lees ek van diep nood in hierdie land. Ek onthou ek het die eerste keer daar gekom, en dit is baie oorweldigend om deur die strate te reis, maar die ding wat vir my die meeste oorweldig het, was hoeveel afgode daar is. En ek het dit gesien, oral waar jy ry, kan jy duidelik sien dat mense is besig om iets te aanbid wat nie die ware God is nie. Ek het aanvanklik baie hoogmoedig daarin gestap en gesê, ja nee, daarom is dit beter in Suid-Afrika, ons is soveel beter as hierdie mense, maar dit het nie lank gevat vir my om hierdie belewenis van God en die belewenis van die nood bymekaar te sit en te besef dat ek is eintlik maar in dieselfde bootjie. My afgode lyk net anders. My afgod kan dalk so lyk. My afgod kan dalk lyk soos geld wat ek najaag. My afgod kan dalk selfs baie keer lyk soos die verhoudings rondom my wat ek belangriker en meer ag as God. Of my afgode is met ander woorde wat ook al ek kies, bo dit wat die Here my wil inform. Ek kies ander dinge omdat ek bang is dat God my gaan maak wie hy wil hê ek moet wees. En hierdie nederigheid het my geval, soos ek sê, dis nederigheid, maar nie van myself nie, dis amper half meer ek op die knie gedruk. En toe ek op my knie is, toe begin ek besef hoe verlore ek self is, dat ek dieselfde bootjie is as hierdie mense in Indië. En die Here gee vir my daai aand 'n baie diep liefde vir die mense van Indië. Dit was my moontlik om na hulle te kyk met geen hoogmoed, om myself as niks beter as hulle te sien nie. En dis wat met Jesaja gebeur. Hy stap waarskynlik in en hy dink aanvanklik, ja, hierdie slegte mense van my, daar's nie hoop vir hulle nie, ek weet nie eens meer hoe om hulle te bereik nie. Hy ontmoet vir God en hy sê, ja, ek is een van hierdie slegte mense. Hy ontvang vergifnis en hy sê, wanneer die Here dan vra, wie sal ek stuur? Sê hy dadelik, stuur my. Ek wil gaan na daai slegte mense toe, want ek is net so sleg. En ek het besef, hoe goed dit is om genade te ontvang. Mag ek, Here, asseblief gereedskap in die hand wees om hierdie mense te bereik. Om hulle voor te stel aan die God wat ek ontmoet het. Die God wat my nie ontmoet het met haat en wraak nie, maar die God wat my ontmoet het met liefde en vergifnis, selfs toe ek verlore en gebroken en onrein was. So wat Jesaja hier doen, wat ek oormal is hy sit sy ja op die tafel. Hy sit hom net daar. Maar hy weet nie wat die vraag is nie. Die Here het nie gesê, wie sal ek stuur om hierdie verskeie dinge te gaan doen na hierdie plek toe nie. Hy het gesê, wie sal ek stuur? En Jesaja sê ja. Ek sal later uitvind waantoe en wat U my roep om te doen, maar die antwoord is ja. Hoekom? Uit 'n diep dankbaarheid vir wat God vir hom gedoen het. Sê net, ja Here, ek sal dit doen. En so vanoggend wil ek nie so seer ons uitdaag om die spesifieke uit te figure nou al nie.
Waartoe stuur die Here jou? Hoe stuur hy jou? Wat presies moet jy doen wanneer hy jou stuur? Die vraag is, het ons by daai plek gekom waar ons so 'n diep dankbaarheid het vir die evangelie? Vir die feit dat Jesus vir ons gesterf het, selfs toe ons onrein was, selfs toe ons dalk wanneer ons vir God ontmoet het, sou sê, dis klaar met my, ek is. Selfs toe het hy vir ons gesterf om te sê, kom, ek wil jou vergewe, ek wil jou rein maak, maar dit stop nie daar nie. Na ek jou rein gemaak het, wil ek jou uitnooi om saam met my hierdie versoening na die wêreld toe te bring. Dit is ons roeping as kerk. Dit is so 'n groot voorreg. Dis iets wat, soos hulle in die Engels sê, it's not something we have to do now, it's something we get to do. Ons het die voorreg om dit te kan doen. Maak dit nie opgewonde in jou diepste wese om te weet dat die God wat jou gered het, nie net jou wil red nie, maar jou wil gebruik om ander te red. Jy wil gebruik om ander voor te stel aan sy genade. Ander mense wat dalk voel dis klaar met hulle. Jy het die voorreg om vir hulle te kan sê dit is nie. Dit is nie klaar met jou nie. Die vraag is vanoggend, is jy bereid om jou ja op die tafel te sit selfs voor jy weet waarvoor jy ja sê? Hierdie ja wat jy op die tafel sit kan lei na baie groot vreugde en impak, maar dit kan ook lei na baie opoffering en pyn. Want kyk, as ons kyk na wat Jesaja voor gebruik word deur die Here later, sê hy eintlik hierso tussen hakies, wie kan ek stuur om 'n boodskap te bring wat so kragtig is, dat God self hierdie woorde wat jy gaan spreek in sy hande gaan neem. Onthou julle in Lukas 4, toe Jesus kom, toe tel hy die boekrol van Jesaja op en hy sê, ek het gekom, ek is die een wat hierdie gaan vervul, om die goeie nuus te preek vir die armes, die blindes te laat sien, die wat gevangene is, vry te laat. Kan jy dink dat Jesaja kon imagine dat toe hy gesê het ja, God sy woorde gaan gebruik om selfs deur Jesus gespreek te word. Maar ook God vra vir hom, wie kan ek stuur om 'n kontroversiële boodskap te bring wat gaan lei dat jy jou lewe moet gee? Die vroeë tradisie en selfs in die Talmud vind ons dat Jesaja se lewe het waarskynlik geëindig deur 'n koning wat gesê het hy moet in die helfte gesaag word as gevolg van die boodskap wat hy bring. Die punt is, wanneer God ons roep, gaan dit lei na groot opoffering, maar dit gaan ook lei na groot vrug. En ek kan vir julle sê, Jesaja is nie spyt dat hy ja gesê het nie. Wat die Here deur sy lewe gedoen het, is soveel groter as die opofferings wat hy moes gemaak het. Ons besef vanoggend, broers en susters, dat ons meer sondig is as wat ons ooit sou kon dink, maar ook meer liefgehê is en liefgehê word deur ons Verlosser as wat ons ooit sou kon hoop. En daarom word ons geroep en ons sê ja met blydskap om vir ander hierdie hoop te bring, om vir ander te vertel hoe lief die Here hulle het, al kos dit ons alles. Ek dink spesifiek vanoggend aan die Shamar mense in Indië. Minder as 0.2% van hulle groep, hulle is 52 miljoen mense wat nog nie die evangelie van Jesus gehoor het nie. Wie sal vir hulle vertel? Wie sal gaan? En ek het vir baie lank gedink en toe ek my ja op die tafel sit, het ek 'n verskuilde agenda gehad en ek het eintlik vir die Here gesê, ja, maar solank dit Indië is. En die Here het my toe geroep, at least vir die seisoen, en my vrou weet dat ek soos 'n hart het vir dit, en hy voor ons getrou het ek gesê dat hou in gedagte, dit mag dalk eendag Indië word, maar die Here het vir my baie duidelik kom wys, dit is nie nou Indië nie, en ons moes 'n kerk omplant in Suid-Afrika. Maar vriende, so 'n jaar en 'n half gelede, kom daar 'n ou wat toe hy 'n jaar oud was, van Indië af getrek het Suid-Afrika toe. Sy ouers is steeds Hindu en aanbid die Hindu gode. Hy kom in ons gemeente tot bekering. Ek het die voorreg om die evangelie te deel met hom.
So dit lyk nie noodwendig altyd soos wat ons dink nie, maar vriende, wanneer jy jou ja op die tafel sit, lei dit na vreugde wat ek nie vir julle kan beskryf nie. Ek kan nie vir julle sê wat dit is om nagmaal te vier met 'n ou wat 'n jaar terug tot bekering gekom het, vanuit sy afgoderry gesê het, ek volg vir Jesus. Die bloed en die liggaam van Jesus saam met my vier en te sê dankie Jesus dat U vir my gesterf het. Mag ons ja op die tafel sit, dat die Here deur ons lewens iets kan doen. En jou ja op die tafel mag dalk met 'n verskeie agenda kom van, ja, maar Here, ek hoop ek bly. Maar sal jy bereid wees om dan te gaan? Want jou gaan mag dalk wees dat jy dan die goeie nuus vir 'n persoon bring en sien hoe hulle vir Jesus begin volg, omdat die Here jou gestuur het. Van ons moet verseker bly in Suid-Afrika en gestuur word na ons bure toe, gestuur word na die mense hier, gestuur word om die mense hier, wat actually ook van die nasies afkom, soos my vriend wat van India af hiernatoe verhuis het. Maar vriende, van ons moet beslis ook gaan. Van ons moet beslis ook bereid wees om te verhuis en te trek na waar die Here ons stuur. Al wat ek in my hart glo die Here vanoggend vir jou vra is, sal jy ja sê wanneer ek jou roep? Wie sal ek stuur om die goeie nuus te bring? Dit al is dit klaar met jou, al voel jy hopeloos, wil ek jou vergewe, wil ek versoening vir jou bring. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die oomblik waar ons kan herinner word aan U reddende genade. Here, ek wil kom jammer sê vir al die kere wat ek het van selfsprekend vat, dat U maar net moet vergewe. Here, help ons om vanoggend weer te sien, dat U nie hoef nie, maar dat U uit U groot liefde oor en oor kies, om ons te vergewe, en versoening met ons te bring. Here, ek bid dat U vir ons 'n hart van dankbaarheid sal gee, en dat U ons uit dankbaarheid sal stuur. Here, ons wil ja sê, ongeag presies wat die vraag is. Stuur ons, Here, om vrug te dra, om lig te wees in die wêreld, om versoening te bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou die geloofsbelofte offer hanteer. Ek wil net hoor by Rihanna. Dit is nou hierdie vormpie. Het almal so ene gekry. Indien nie, en miskien 'n potlood ook naby, as dit enigstens kan. Net om net die hand opsteek as jy nie het nie. Ons wil graag hê almal moet ene hê. Jonk en oud, daar kort so enetjie of wat. Hierdie is 'n spesifieke soort ja, Here vorm. Daar is baie maniere wat ons kan ja sê as mens praat van die sendingtaak. Daar is van ja, ek sal gaan, nê? Okay, jy sê eintlik net ja en dan sê die Here, okay, jy moet gaan, maar ja, ek sal gaan. En ons ondersteun mense wat dit doen, maar dan is daar die manier om te sê, ja Here, ek is deel daarvan deur ondersteuning. Morele ondersteuning om te praat met die mense en te sê, en gebedsondersteuning om te sê ek sal bid. En nou wil ek ook nou agter toe kyk, ek weet nie waar Scully nie, hy staan baie keer daar agter rond, is nie daar nie. Is daar nog van daai gebeds-yskasmagnete oor? Ons sal mooi kyk, ons het laas week uitgedeel, waar dit spesifiek daar is, en dis 'n manier om te sê, ja, ek sal bid, hier is die versoeke van Jonetta, of Corneille, of Minkie, of wie ook al, Hendrik, hulle, Madagaskar, hier is dit, en ek sê ja daarvoor. Maar dan is dit so dat, al lyk dit nie altyd so nie, is sendelinge mense, en mense moet eet. Die evangelie is gratis, nie? Maar die pype, die lewende water is gratis, die fonteine kom uit, maar op 'n manier moet die water
daar uitkom, die lewende water, by die hele wêreld, en daai pype kos geld. En dis hoekom ons, behalwe vir ons morele ondersteuning en gebed, wat ons moenie hierdie ding doen en sê, nee, ek gee geld, dan is dit af van my af nie, dan mis ons die punt. Maar ons wil uitnooi, en ek lees saam met julle die regterkant, dat ons dit net eenvoudig gaan sê dit mooier, en ek sien ons is al 'n eentjie in. Soos wat God my in staat stel, onderneem ek om 'n medewerker te word, om die wêreld vir Christus te wen. Dit sal ek doen deur die bedrag hieronder aan die sendingprogram van die NG Wonderboompoort oor te betaal. Hierdie bedrag is bo en behalwe my gewone maandelikse bydrae. Sy bedoeling is nie ek maak 'n bydrae met my dankoffer, maar nou vat ek 'n deel daarvan gee vir sending nie. Dis 'n geloof vir die Here, hierdie wil ek ekstra gee want die local kerk het dit nodig ook. Hierdie geloofsbelofte offer is tussen my en God en dit sal oor die volgende 12 maande strek. Ek verstaan ook dat daar op geen tydstip navraag gedoen sal word oor my geloofsbelofte offer nie. Hoekom moet jy dit dan invul? Net dat ons kan budget. Ons het 'n bietjie die afgelope paar jaar die tendens dat mense dit nie opskryf en dan kan ons agter maar hulle gee dit. En baie dankie daarvoor, maar ons wil graag weet hoeveel gaan ons omtrent inkry, dat mens kan weet, ons kan hierdie mense ondersteun, ons kan hierdie projek loods. So daar staan, ek beloof om, en dan is daar 2 plekke wat na die rand is. Ene is elke maand, as jy sê jy wil R500 elke maand, dan skryf jy daar ander ene, die eerste ene in, en trek die eenmalig dood. As jy sê maar, ek vertrou die Here vir 'n lekker bonus, en daai dag, ek gaan dan R2000 eenmalig gee, dan skryf jy daaraan. So let op dat jy reg inskryf. En skrap wat nie van toepassing is nie, aan NG Wonderboompoort se sendingprogram te gee. Hiermee plaas ek my vertroue in God om hierdie verpligting na te kom. En daar is jou details, asseblief, jou naam, straatadres in Mountain View of Suiderberg, daar kan ons miskien per geleentheid kommunikasies in toe doen, en posadres, buite Mountain View of Suiderberg, telefoonnommer asseblief, en dan is daar 'n ding wat ons van laas jaar af gedoen het, daai bietjie klein geskryf blokkie, ek stem in om by 'n WhatsApp groep vir nuusbriewe van ons gemeente se sendingaksies gevoeg te word. Merk van toepassing, ja of nee. As jy merk ja, sit ons jy op die WhatsApp groep, en dan as ons nuusbriewe kry van, as daar nuus is wat ons wil deurgee. Ons gaan nie vir allerlei dinge, en plaas ons dit daar, dat jy kan lees wat is die nuutste behoefte, dat jy daarvoor kan bid ook. Sending nie sal in die WhatsApp groep hierbo en ander kerklike kommunikasiekanale soos die wondernuus deurgegee word, en hierdie koeverte is daar ook in die voorportaal beskikbaar. Ek sien nou vir Callie, weet jy of daar nog, is daar nog yskasmagnete vir die gebed? Daar is. So as jy uitgaan by die deur, en jy voel net, ek moet bid hiervoor, vat dan 'n yskasmagneet daar en sit hom op, dat het vir jou gedurig herinner. Kom ek gee 'n kans vir julle, ek gaan miskien eers vir 'n minuut lank net stil word, maar almal oop toemaak, en vra vir die Here, of hy daar 'n spesifieke bedrag, of 'n spesifieke ja is, wat in jou hart is, wat hy wil daar sit. Miskien is daar 'n bedrag by jou en jy dink, nee, dis mos nou, dis belaglik. Miskien moet jy liewer die Here vertrou daarvoor, voordat jy dit al meer of minder maak. Dit is net tussen jou en die Here. Skryf dit maar gerus daarop. Ja, ons kan natuurlik daaroor dink. Jy kan dit huis toe vat en daaroor dink. Maar miskien wil jy nou daai geloofstap ook neem.
So skryf maar daar op en dan kan jy dit afskeur. Die bedoeling is hierdie, baie van ons het nou nie meer Bybels ongelukkig hier by die kerk nie, jy kan hom, maar jy kan dalk in jou, so in die agter in jou selfoon, se houer insluit, wat jy dit daar vir jou as herinnering, ek beloof om soveel eenmalig of per maand te gee. Daaronder is die sendlinge, wat ons ook spesifiek ondersteun. Daar is ook ander aksies, en dinge wat ons doen, korttermyn uitreike wat ons meer wil doen. Ons gee geleentheid vir die dankoffers, en dan as jy ingevul het, kan jy ook die blaadjie in die sakkies ingooi. Kom ons sluit af met, ek wil kom stil word hier aan die voete en dan sien ons julle by die saal. Kom ons gaan gebruik tyd om soontoe te gaan. Vanmiddag natuurlik die feesete ook, moenie vergeet nie. Kom ons staan. Ek wil kom stil hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat jy vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir die Gees. As ek my vrou wie kom mee. Want soveel mense sterf sonder Jesus en word mislei na die ewige dood. Daar soveel orphans, selfs in rykdom, en ander lijden ondersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat honger en lijden, glad nie verstaan. Wat van die mense, wat stervend en seer is, wat van die een wat eensaam vergaan. As ek kan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, lê nog by my. Hier in myself stap ek te voel,
Jesus stuur julle uit. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en krag van die Heilige Gees. Hou die hele werk. Ja, ja. En sy hande jou vir Peru, en sy hande jou ons almal en sy, want hy hou die hele wêreld, 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 hy hou ons almal en sy hand, hy hou die hele Jacob, maar mute.